Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Nou ons lees saam Matteus 11 vanaf vers 25. Matteus 11 vanaf vers 25. En terwyl jy so toe blaai, wil ek net sê, net geluk sê ook aan Mia Mulder, wat ook verkies is tot die HK van haar koshuis, daar in Pretoria by Akademia, baie geluk Celeste, en ook Nina natuurlik ook, julle is almal trots op haar, en op hier Moedersdag, nou sê ek Moedersdag, nee, Vrouedag, weet ek hoe het Christian ook sy teamprinses altyd bederf, met lekker eetgoed, soos elkeen dit wil hê. So baie sterkte ook vir julle ook vandag. Maar sê ook vir Mia, ons sê baie geluk. En ek wil ook maar net noem, donderdag was die lofprys en aanbiddingsgeleentheid hier gewees. Ons was toe 4 gemeentes saam, was 'n lekker goeie opkoms gewees en was baie geseënd. En ek sê vir Here ook net dankie daarvoor en dat daar eintlik besluit is, veral met uitreike, wil ons saamwerk. Wil ons bewus wees van mekaar se uitreike om saam dan ook die gemeenskap te bereik vir die koninkryk van God. Ek is eintlik nou so besig met 'n reeks preke wat gaan oor disippelskap. Nou, gewoonlik as jy van disippelskap praat, dan voel mense, nog 'n sware las wat op my geplaas word en ek moet die Here volg en dit vra van my klomp dinge, maar eintlik as jy kyk na die woord, as jy dink ook aan laas Sondag, dit is 'n geleentheid wat die Here, 'n kans vir 'n leeftyd, nie net vir 'n leeftyd nie, vir 'n ewigheid, wat die Here vir jou gee, om God as jou Vader te hê in Christus, dat jy nie meer in beheer van jou lewe hoef te wees nie. Wat 'n las val af, en ek weet my lewe is in die Here is in beheer, hy wil my gebruik, dis nie per toeval wat dinge gebeur nie, die Here stuur en rig en lei my, en ek is nie aan die noodlot oorgelewer aan al daai nonsens of oor my eie dinge nie, ek kan absoluut die toekoms met vertroue ingaan, agter Jesus aan. En weet, God gee aan my 'n sinvolle lewe as my Vader in die hemel. En vanoggend ook, gaan ook oor om Jesus se juk, sy las op te neem en hom te volg. Maar kom ons lees van Matteus 11, vanaf vers 25, tot hoofstuk 12, vers 8. Matteus 11, vanaf vers 25, Daardie tyd het Jesus gesê, ek prys u Vader, Here van hemel en aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het, en dit aan die eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit u genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toevertrou, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader, en ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Kom na my toe, en dis veral vers 28 en 29 waarop ons gaan fokus. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. In die tyd het Jesus op 'n Sabbatdag deur die gesaaides geloop, sy disippels het honger geword en are begin pluk en van die koring geëet. Toe die Fariseërs dit sien, sê hulle vir hom, kyk daar, u disippels doen iets wat op die Sabbatdag nie gedoen mag word nie. Maar hy sê vir hulle, het julle nie gelees wat Dawid gedoen het toe hy en sy manne honger geword het nie? Hy het in die huis van God ingegaan en van die offerbrood geëet, wat hy en sy manne nie mag gedoen het nie, maar net die priesters. Of het julle nie in die wet van Moses gelees, dat die priesters op die Sabbatdag in die tempel diens moet doen nie? Hulle oortree dis die Sabbatgebod, die Sabbatsgebod, en tog is hulle nie skuldig nie. Ek sê vir julle, hier is een wat groter is as die tempel. As julle begryp het wat dit beteken, ek verwag barmhartigheid en nie offers nie, dan sou julle nie mense wat onskuldig is veroordeel het nie. Die Seun van die mens is immers Here oor die Sabbat. Ja, ons gaan fokus op baie vers 28 en 29 van Matteus 11. Kom na my toe almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart,
en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Nou, baie Christene is maar geestelik moeg en uitgeteer. En baie Christene as hulle hierdie stukkie lees, dan dink hulle dis eintlik 'n droom. Miskien werk dit vir ander mense, maar nie vir my nie. As Jesus hier sê, en dis die 53 vertaling, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Baie Christene, kerkmense leef met 'n harde juk en 'n swaar las. Nee, daar's baie keer stryd in ons lewens, nee. Stryd in jou lewe, nee. Daar's woede, rusies. Baie Christene worstel met verslawings. Ook met verslawings, nee. Pornografie. Nee, en dit hierdie swaar juk en las en lyk of my jou hele lewe val uitmekaar uit. Dinge loop nie soos jy dit wil hê nie. Daar is nie die vrede nie. Jy ervaar nie, dit lyk soos 'n droom as Jesus sê. Ja, dis seker maar vir ander mense. Vir ander Christene, vir superchristene, dis nie vir my nie. Dan vra jy hoekom? Hoekom kry ek baie dinge in my lewe nie oorwin nie? Hoekom kom daar nie vrede nie? Hoekom kan ek daai vleeslike gewoonte van my maar net nie oorwin nie en dit afsterf nie? Hoekom worstel ek? As ek sien ek maar weer kwaad geword. As ek sien ek maar weer my mond verbygepraat. As ek sien ek nou maar weer gekyk na dinge wat ek nie moes gekyk het nie. Nee, so kan ons aangaan. Hoekom gaan dit so? Ek is dan 'n kind van die Here. En dan kan ek maar net vir jou sê, die Hebreërskrywer sê, daar wag dus nog steeds 'n Sabbatsrus vir die volk van God, want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van syne. Dis omdat ons God se Sabbatsrus nie ervaar in my denke en emosies nie. En as ek God se Sabbatsrus nie in my sielsdimensie ervaar nie God se rus ingaan nie, dan spring die vlees op en werk om te probeer vrede en rus in jou siel te bring. En jou vlees kom met valse oplossings, sê doen dit, doen dat, dan gaan jy beter voel. Maar dit werk gewoonlik nie. Na die tyd voel jy nog slegter. So, as jou siel nie in God se rus is nie, dan bewerk die vlees sy eie werk. Dan werk hy sy eie werk om jou siel in vrede te probeer bring. En hoe werk jou siel sy eie werk? Wat is daai valse oplossings waarmee ons vlees altyd kom om rus of vrede in my siel te bring? Hy kom met valse oplossings so, jy gaan beter voel as jy ietsie gaan drink. Dat jy kan kalmeer. Gaan drink. Jy gaan beter voel as jy eet byvoorbeeld. As jy veral daai soetgoeders kan eet, dan gaan jy beter voel. Of as jy, vat maar weer, gaan rook maar weer, en dan veral, dan dink ons in 'n zol, want dit is mos nou geregverdig deur die regering en sê, yes, jy kan maar dit rook, ek gaan beter voel, as ek weer 'n dag aan zol kan rook, byvoorbeeld, So kom die siel met valse oplossing. Die regering sê is reg. Dit is my so erg as ek so draf, in die oggend, dan ry ek die dag so op my roete, en jy gaan beter voel. Of gaan koop iets, gaan koop 'n nuwe ding, dan gaan jy beter voel. Of ons kan aangaan, 'n affair aan om bietjie weer opwinding in jou lewe te kry, kyk na pornografie, wat ook al. Dis alles die vlees wat opspring as jou sielsdimensie nie in God se rus is nie. As jou denke en emosies nie God se rus ervaar nie, dan kom die vlees, dan spring hy op en hy bring voorstelle, valse oplossings, om te probeer vrede, rus in jou sielsdimensie te bewerk. Siel in onvrede, vlees doen sy eie werk met valse oplossings. As daar vrede in jou siel is, as jy in jou sielsdimensie, jou denke, emosies en wil, as jy in God se vrede ingaan, dan sal jou vlees ophou werk. Dan hoef hy niks te doen nie. So jy moet jou sielsdimensie in God se vrede kry,
soos dat hier in Hebreërs 4 vers 9 en 10 staan. Daar wag dus nog steeds 'n Sabbatsrus vir die volk van God, want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk van die vlees, net soos God van syne. En ek wil maar net vir jou sê ook, en ek dink ou Paulus praat ook daarvan, baie keer dan Romeine 7 dink ek, as ek nou reg onthou, Romeine 7 wat hy sê, jy kan nie die vlees met die vlees oorwin nie. Jy kan nie dink vir jouself en jy vat half sulke beloftes, ek gaan volgende keer gaan ek net nie weer so kwaad word nie. Jy gaan dalk 'n paar keer dit probeer onderdruk maar hy woede is hier binne Jy gaan net nie tot uitbarsting kom. Maar later dan kom dit weer tot uitbarsting. Jy kan nie vlees met vlees oorwin nie. Ek sal nie weer rook nie. Ek sal nie weer dit gaan kyk nie. Ek sal nie weer daai sjokolade eet nie. Ek sal nie. Jy kan dit probeer doen uit die vlees. Dit werk gewoonlik nie. As jy sien, dan val jy maar weer. Ek het al ervaar baie keer dis veral soos 'n lang naweek wat 'n mens nie eintlik veel het om te doen dalk nie, behalwe as jou vrou vir jou 'n bietjie werk gee, dan help dit daarom. Maar is baie keer wanneer jy af is en dan skielik kom al hierdie gedagtes op Sjoe, dit sal nou lekker wees om 'n pak chips te eet Gaan jy kas maak jy pak chips oop. Klaar is. Dan moet jy soets ook eet Daai kom ek gaan eet dit. Dan doen jy al hierdie goeters en jy eet jou liggaam het nie regtig nodig nie en jy voel so veroordeel na die tyd. Daar het ek alweer geval. Daar het ek alweer toegegee. Of jy probeer dink ek wil bietjie minder op my selfoon wees. As jy sien dan heeltyd gaan ure verby op jou selfoon. Social media. Daai valse oplossings. Wat moet gebeur is die leuns in jou lewe, daai valse oplossings moet vervang word met die waarheid in Christus. Wat is waar vir jou in Christus? En Jesus gee vir ons hierso die oplossing, hoe om vrede en rus in jou siel te kry. As hy sê hier in vers 29, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus vind vir julle siele. Dit is hoe, Jesus gee vir ons hier die riglyn, hoe om rus, God se rus in te gaan in jou sielsdimensie, in jou denke, jou emosies. Dis om van hom te leer. En hy gee vir ons 2 riglyne, hoe om in sy vrede en rus in te gaan. God se rus en vrede. En dit is om sagmoedig en nederig van hart te wees, soos Jesus. Dis die riglyne. Hoe om daai vlees se werking te oorwin, sodat jou siel in God se rus ingaan, sodat jou vlees nie hoef te werk nie. Kom ons kyk na die eerste een, om nederig van hart te wees. Wat beteken dit om nederig van hart te wees? Eerstens wil ek vir jou sê, Jesus sê, dit staan uit by hom, Nou dit vir Jesus uitstaan oor hoe hy is, hoeveel te meer moet hy by ons. Jy moet geken word aan sagmoedigheid en nederigheid van hart. En gewoonlik as jy daarna kyk om sagmoedige neel sien En nederigheid is mos 'n ruggraatloosheid, vloerlap mentaliteit. Mense trap op jou. Maar Jesus sê dit is wat by hom uitstaan. Dis die riglyne wat ons moet volg. In die wêreld sal nie vir jou sê volg daai nie. Nee, jy moet selfversekerd wees Jy moet weet waartoe jy gaan Jy moet dit en dat, jy kan dit doen in sulke goeters. Werk dit? As ek na die wêreld kyk, lyk dit nie vir my of dit werk nie. Daar's pyn en hartseer en gebroke verhoudings en dinge val uit mekaar uit. So wat beteken om nederig van hart te wees? Dit is nie 'n vloerlap mentaliteit nie. Dit is nie ruggraatloosheid nie. Jesus het op 'n stadium hy die tempel skoongemaak, sweep gevat en almal uitmekaar, al die ouens wat so geld maak daar uitmekaar gejaag. Jesus was nie ruggraatloos nie. Maar wat was hy gewees? Sy vertroue was op die regte plek. Nederigheid beteken goed geplaaste vertroue. Vertroue op die regte plek. Waar was sy vertroue? Net in sy hemelse Vader. En dan doen jy ook wat die Vader vir jou wys. En jy staan op, soos wat Jesus daar by die tempel gedoen het. Jy staan op vir wat reg is.
Want dit is goed geplaaste vertroue. Dis nie vertroue in jouself, in jou eie vermoëns nie, nee, dit is hoogmoed. Nee, nederigheid is vertroue in God. Want wat sê Jesus? Nee, hy sê in Johannes 5 vers 19, dit verseker ek julle, die seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen maar net wat hy die Vader sien doen. Wat die Vader ook al doen, doen die seun ook net so. So Jesus het absoluut, onthou, hy het homself beperk, en hy het mens geword, hy het God gebly, hy het die seun van God gebly, hy was self ook God, maar hy het homself vrywilliglik beperk tot sy menslike natuur. En as hy menslike natuur sê hy, ek doen maar net wat ek die Vader sien doen. So dit kan ons ook, kan ook so leef. En hy het God die Vader se rus ingegaan. Daar's 'n ander geskiedenis, waar hy op die boot lê en slaap, en die see het rof geraak, dat die disippels wat vissermanne was, bang gewees, hulle gaan vergaan, hulle gaan sink, en Jesus lê en slaap. Hoekom? Hoe kan hy slaap in daai stormagtige omstandighede? Want hy doen maar net wat die Vader doen, hy's in sy Vader se wil en plan, hy's in die Vader se rus, en hy kan lê en slaap daar. En dinge kan maar te kere gaan, die wêreld kan te kere gaan, jy kan God se rus ervaar, sy vrede ervaar, want jy is in God afhanklik van hom. Jy doen maar net wat jy die Vader sien doen. Goed geplaaste vertroue. En jy kan God se rus ingaan. Die Joodse leiers, waar was hulle vertroue gewees? Hulle vertroue was in werke. Ek kan God se rus verdien, ek kan God se rus ingaan deur die wet te onderhou, deur te doen wat God sê in sy wet. Dit is wat hy doen. Dit lees ons daar in Matteus 12, waar hulle weer Jesus disippels aankla en sê, kyk, hulle oortree die wet. Julle pluk van die koringare om te oes, Hulle was so erg oor die Sabbatdag gewees, en hulle het allerhande ekstra reëls, dinge uitgewerk om die Sabbat te kan onderhou, Volgens die wet moet die Sabbat onderhou, en toe het hulle nog 39 ander dinge gelys wat jy nie op 'n Sabbatdag mag doen nie, sodat jy die Sabbatswet kan onderhou. En een van hulle was, jy mag nie op die Sabbatdag oes nie. Maar Jesus, hulle mis heeltemal die punt waaroor die Sabbatdag gaan. Jesus en die disippels het nie geoes om te verkoop, om geld te maak nie, hulle het koringare gepluk om te eet, want hulle is honger, anders moet jy op die Sabbatdag nie eet nie. Verstaan jy, hulle het mis heeltemal. Hulle het nie geoes om te verkoop nie. Hulle was honger, en dis wat Jesus ook vir hulle sê, julle mis alles. En hulle sal nooit God se rus kan ingaan, deur die wet te onderhou nie. Jy sal nooit God se rus ingaan, deur staat te maak op jou eie werke, hoe goed jy aan God gehoorsaam is. Het sal nooit werk nie. Op grond van werke, sal jy nooit rus vind in jou siel nie. Al hoe jy rus in jou siel sal kry, is om te vertrou in Jesus Christus. Dat God jou aanvaar onvoorwaardelik, onverdiend, absoluut uit genade deur sy seun Jesus Christus. Deur absoluut net te vertrou in Jesus se kruisoffer. Paulus skryf in Galasiërs 3 vers 13 en 14, Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plekke vervloekte te word. Daar staan naamlik geskrywe, vervloek is elkeen wat in hout opgehang is. Daardeur kan ook hulle wat nie Jode is nie, deur Christus Jesus deel kry aan die seën wat God aan Abraham toegesê het. Is net fokus op Jesus. Dis al hoe jy God se rus, dat God jou aanvaar slegs op grond van Christus se kruisoffer. Dis die enigste. Daarom kan jy jouself ook vergewe, want op tydjie het ons goed iets gedoen en dink, hoe kon ek dit gedoen het? Maar jy kan jouself vergewe, want God vergewe jou in Christus. En jy kan God se rus ingaan sonder daai skuldgevoelens. Is om net goed geplaaste vertroue in die kruisoffer van Christus alleen. So dis die eerste riglyn. Onvoorwaardelike aanvaarding deur die kruis van Jesus Christus alleen. Maar nou weet ons, daar is baie gelowiges en kerkmense wat werklik glo in Christus. Maar hulle leef nog steeds met skuldgevoelens, swak verhoudings met mense en met stres. Nee, hulle glo in Christus, glo dis enigste goed geplaaste vertroue,
maar hulle sit nog steeds met hierdie klomp stres in hulle lewens. En skuldgevoelens en swak verhoudings met mense by die werk, met jou gesinslede en so. Dis daar so 'n tweede riglyn wat ons moet leer by Jesus, en dit is om sagmoedig wees van hart. Leer sagmoedigheid by Jesus Christus. Nou sagmoedigheid wil ek net weer eens sê, is nie slapheid, swakheid, vloerlap mentaliteit, ruggraatloosheid nie. Sagmoedigheid is 'n vrug van krag. Wat beteken sagmoedigheid? Dit beteken jy beskik oor groot krag, maar besluit vrywillig om net 'n beperkte hoeveelheid van daai krag te gebruik. So dit is tot my beskikking, maar vrywilliglik beperk ek my net tot 'n sekere hoeveelheid. Ek gebruik nie alles nie. Dis sagmoedigheid. Beskik oor baie krag, maar ek beperk my net tot 'n sekere hoeveelheid. Ek leef dus met surplus of 'n speling in my lewe wat betref jou tyd, jou geld, jou liggaamlike kragte. Nee, daar's 'n surplus, daar's 'n speling. Dit is wat sagmoedigheid beteken. Jy het baie, maar jy gebruik nie alles nie, jy beperk jouself. Daar's 'n surplus, daar's 'n speling in jou lewe. Want dis hoe Jesus geleef het, nê? In Matteus, as ons lees daar in Matteus 26, nê, daar by Getsemane, Petrus kap die slaaf van die hoofpriester se oor af, nê, dan sê Jesus vir hom, Matteus 26 vers 52 en 54 tot 54. Sit jou swaard terug in sy plek, want almal wat aan die swaard gryp, sal deur die swaard omkom. Of dink jy, ek kan nie my Vader om hulp vra nie? Hy sal dadelik vir my meer as 12 legioene engele beskikbaar stel, maar hoe sal die skrif dan vervul word, wat sê hoe die dinge moet gebeur? So wat was tot beskikking van Jesus? 12 legioene engele. Hoeveel daarvan het hy gebruik? Niks. Hy het homself beperk. Selfs met sy wonderwerke. Jesus kon verskriklike dinge gedoen het, nee. Hy's God, nee. Hy kon net in 'n stad ingekom het en gesê het, Here, ja, vernietig hierdie stad, is vol sondes en alles sou vernietig gewees het. Of hy kon 'n wonderwerke gedoen en sê, al my stad genees nou. Dit kon gebeur het, maar wat hy het homself met sy wonderwerke het homself beperk. Hy het nie al sy krag gebruik, selfs met sy wonderwerke nie. Jesus het met surplus gelewe, ook as mens. Elke nou en dan homself onttrek, nee, dat hy uitbrand as mens nie, kan mens sê. En hy het gaan tyd spandeer met sy hemelse Vader. Hy het homself as ek so kan stel, die Engelsman sê gepuis, nee? Was 'n mooi Afrikaans, Pieter? Ja, alright, nee, hy het hom verstaan. maar dit is waaroor dit gaan, om sagmoedig te wees. Nee, wat teken hoogmoed? Jy het soveel tot jou beskikking, maar jy besluit om nog meer te gebruik as wat jy tot jou beskikking het. En wat is daai meer wat jy gaan gebruik? Dis skuld. Jy gaan leen dit. En jy sit jouself in skuld. En dis met alle terreine van jou lewe. Met jou tyd. Nee, daar's mense wat so werk, nee, en dan maak hulle beloftes vir hulle gesin, okay, hierdie naweek gaan ons weg, nee. En dan kom dit by die naweek, daar's alweer, ek langer werk, nee. Ek skuld my gesin 'n naweek weg, word dan gesê, byvoorbeeld. Nee? Is overcommit, ek praat nou te veel Engels. En of jy koop, nee, en jy gaan koop 'n ding, nee, op skuld. Jy het soveel geld tot jou beskikking, nee, in plaas van 'n bietjie te spaar, om jouself te beperk om met 'n surplus, gaan jy, nee, dis wat hoogmoed beteken, nee, om goed te lyk vir die mense, nee, om aanvaarbaar te wees, nee, gaan koop jy die goeders op skuld, nee, daar waar jy gaan bly, daar waar jy ry, dit wat jy aantrek, nee, gaan koop jy op skuld. Selfs met jou liggaamskragte ook. Ek nou gepraat al van tyd, maar liggaamskragte ook. En dit is wat ek myself sis, hoekom ek nie die Comrades hardloop nie. Dit voel ek sal moet gaan leen van my leeftyd aan die einde as ek nou die Comrades wil gaan hardloop. Dis meer as my lewenskragte. Sommige net so tong in die kies, nê? Maar selfs of gaan jy dit doen volgende jaar, William? Dit kom. Okay. Ja, dan voel ek nie weer so skuldig nie. Nee. Maar selfs ook met jou liggaamskragte, nee,
Dan moet tyd wees vir rekreasie, vir rus, genoeg slaap, nee. Jy moet nie gaan leen nie, jy moet nie te veel, dan brand jy later uit. En al hierdie goeders maak jou geïrriteerd, as jy hoogmoedig lewe, jy leef meer as wat jy het, en dit veroorsaak baie stres in jou lewe. Stres in jou verhoudings met jou gesin, nee, want ek skuld hulle 'n naweek weg. Ek kom nie by hulle uit nie. Stres oor my finansies. Nee. Hoe gaan ek dit betaal alles? Daai goed wat ek so gekoop het, nee. Stres oor alles. Nee, want ek leef met meer as wat ek het. En wat veroorsaak dit dan, nee, as ek myself so hoogmoedig lewe met meer wat ek het, nee, dit bring stres, ek kan nie slaap nie, ek rus nie, en dis 'n sneeubal effek, en ek brand myself uit, en ek kan in depressie val. Dis die teenoorgestelde van sagmoedig van hart. Party mense is so trots om te vertel hoe besig hulle is. Dis goed, ek wil nie jy moet lui wees nie, nee. Ons weet daar is altyd, nee. Maar moenie dink om te vertel, weet, om so in skuld te lewe, om daarop trots te wees nie. Dis nie wat die Here beplan nie. Hy sê sagmoedig van hart in alle terreine van jou lewe. Jy het soveel tot jou beskikking, maar jy beperk jou vrywilliglik tot minder. En daar's 'n surplus, 'n spaar in jou lewe. Ja. Dan, as ek daai stres het en ek's geïrriteerd, dan en ek woede, nee, ek is kort van draad, al daai goed, wat doen ek gewoonlik om dit te verlig, nee? Die vlees spring op en kom met valse oplossings van, ja, gaan drink, gaan rook, gaan doen al daai dinge. Weet daai goed wat ek net nou genoem het. Gaan eet, gaan dat. Ons het baie voorbeelde. Wat die vlees kom met 'n valse oplossing. Leef met surplus. So, om Jesus te volg, nee, wie sy juk sag is, en sy las is lig. Pas leer van hom hierdie twee riglyne. Wees nederig van hart. Leef totaal afhanklik van die Here. Moenie betrokke raak by dinge wat die Here nie wil hê jy moet betrokke raak nie. Wees daar wat die Here jou wil hê. Nee? En dit sal ook aan uitloop dat jy sagmoedig is. Nee? Dat jy ook met surplus lewe. Dat jy jou nie overcommit nie. Dat daar ook speling in jou lewe is. En veral finansies, nee? Iemand het net nou genoem van finansies, nee? Of het ek my verbeel? Maar okay, finansies speel altyd 'n groot rol. Ja, vir finansies ook, nee, dat daar speling is. Dis hoekom spaar is ook 'n Bybelse beginsel, dat jy ook moet spaar. En dan sê die Here, volg my, my juk is sag, en my las is lig. Dan sal jy ook rus vind in jou siel. Kom ons bid saam. Vader, ons kom na U toe en sê dankie, Here, dankie dat daar 'n beter lewe, 'n beter bestaan is. Nie net aan die kant die graf om Jesus te aanvaar nie, maar ook nou om Jesus se las en juk op te neem en hom te volg. Om Here totaal afhanklik van U te lewe, om ook maar net te kan sê ek doen maar net wat ek sien God vir my wys. Ek is in U wil en plan en dan kan ek rus, selfs in stormagtige see, kan ek rus, vrede vind. Dankie Here dat U ons gekoop het met die bloed van Jesus. Dat ons nie moet probeer dinge doen wat Jesus al klaar vir ons gedoen het nie. Ons is U kinders. En vanuit hierdie vader-kind verhouding kan ons ook met sagmoedigheid lewe. Met surplus in ons lewens. Wys vir ons Here waar ons onsself oor gebind het, Here. Overcommit het, Here. Dat ons ook weer balans bring in ons lewens. Dat ons dit wat ons het, sal gebruik en nog bietjie minder. Ook met ons tyd, ons finansies, ons gesondheid, ons lewenskragte.
En Here, dat U dan ook deur ons kan werk, dat ons hoop en moed kan bring vir 'n verlore gaande wêreld. Dankie vir die gemeente, Here. Dankie dat ons hier kan bely. Ons kan nie, maar U kan. U kan deur ons werk. En U het ons hier geplaas met 'n plan en 'n doel. Kom doen U wat U wil doen. In Jesus se naam. Amen. En die oorwinnende Here wil jou nou seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.